Goeiedag vriende, ons luister verder na die boek Numeri en ons lees Numeri 21 verse 4 tot 9 en dan nog Johannes 3 vanaf verse 14 tot 16. Ons lees uit die 1983 vertaling. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het u ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely: Ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons al wegneem. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê: Maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. En dan lees ons ook Johannes 3 vanaf verse 14 tot 16. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. God het Israel uit Egipte bevry, maar na baie jare swerf hulle steeds deur die woestyn. Na al die jare in die woestyn is hulle nog steeds ongehoorsaam aan die Here en hulle vra: Waarom het u ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hulle is nie tevrede met hulle verblyf of hulle kos nie. Ten spyte daarvan dat die Here dit alles aan hulle op 'n bo-natuurlike wyse skenk, sonder dat hulle dit verdien. Die optrede van die Israeliete is 'n simptoom van 'n groter probleem wat die mensdom het. Die Bybel noem dit sonde. Hoekom is dit so erg dat hulle oor die kos gekla het? As ons vir 'n lang ruk elke dag dieselfde kos moet eet, sal ons ook begin kla. Vir ons kan dit nie so ernstig lyk nie. Ons kan dit vergelyk met 'n hoofpyn. Jy kan 'n hoofpyn hê as gevolg van iets eenvoudig, soos dat jy te min water gedrink het, maar 'n hoofpyn kan ook die simptome van 'n dodelike gewas wees. God het geweet dat die klaarry van die volk simptome of tekens is van 'n baie groot probleem. Dit was dieselfde sondeprobleem wat ons ook het. In hierdie verhaal sien ons die aard of karakter van die sonde. Die sonde maak mense ontevrede. Ons sien dit in die eerste sonde in die tuin van Eden. Die mens was ongehoorsaam aan God wat gesê het: Jy mag nie van daardie boom eet nie. Want die slang het 'n manier gevind om Adam en Eva ontevrede te maak met dit wat God vir hulle gegee het. Hy het hulle verlei om te dink dat dit wat God vir hulle gee het nie goed genoeg is nie. Ontevredenheid is ook die oorsaak van ons sondes vandag. Jy is ontevrede met ander mense of met jouself. Want lank terug het die slang ons geleer om selfs ontevrede te wees met dit wat God vir ons gee. Die aard van die sonde is om jou altyd ontevrede te laat voel, om altyd iets fout te vind. Ons sondige natuur veroorsaak dat ons nie wil glo dat God in alles vir ons goed is nie. Ons weier om te glo dat God heeltemal lief is vir ons en dat hy die beste vir ons gee. Ons sondige natuur is soos 'n kanker wat ons laat glo dat ons in beheer moet wees van ons lewens en dat ons God nie heeltemal kan vertrou nie. God wys vir die Israeliete en ons die oplossing vir die sonde op 3 maniere. Eerstens stuur hy giftige slange. Die slange wat God stuur was nie sommer enige soort slang nie. Dit was 'n baie giftige soort slang. Wanneer hierdie slang jou gepik het, het jy baie erge koors gekry. Dit het jou laat voel of jy besig is om te brand en dit het jou baie dors gemaak. En dan het jy gesterf. Hiermee wys God vir die volk hoe hulle geestelike toestand lyk.
Hulle het 'n geestelike dors wat baie erger is as die fisiese dors. Dit wat met hulle gebeur wanneer die slange hulle pik, is net 'n prentjie van 'n probleem wat hulle heeltemal laat uitbrand. In vers 7 lees ons dat die volk hulle sonde erken en vir die Here vra om hulle te red. Dit is bekering. Hulle sê nie, dit is onregverdig nie. Nee, iemand wat regtig tot bekering kom sê, Here, neem asseblief my sonde weg en herstel my verhouding met U. Neem asseblief my ontevredenheid en opstandigheid weg en maak my 'n nuwe mens. So in die eerste plek stuur God giftige slange onder die volk in, sodat hulle tot bekering kan kom. In die tweede plek wys hy vir hulle dat daar genesing is. Nadat die Here brandende slange gestuur het en die volk tot bekering gekom het, sê hy vir Moses, maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal. Hoekom? As daar 'n slang is wat tussen mense rondseil, hulle pik en dan weer wegkruip, sal almal bang en ontsteld wees oor die slang tussen hulle. Wat is dan die oplossing? Die enigste oplossing is dat daar 'n jagter kom en die slang vang en doodmaak. Dan moet hy die slang op 'n paal sit en oplig, sodat almal in die kamp die dooie slang kan sien. Wanneer almal die slang op die paal sien, kan hulle ontspan en hulle het rus en vrede, want hulle weet die slang is nie meer tussen hulle nie. Deur 'n slang op 'n paal te sit, sê die Here vir sy volk, ek is die een wat julle van die slange kan bevry en julle gesond kan maak. Die slang op die paal wys dus op God se almag en sy genade. Hy kan die slange vernietig wat tussen hulle is en hy kan hulle genees. Maar die slang op die paal genees hulle nie net van die giftige slange nie, dit gee ook vir hulle geestelike genesing. In Johannes 3 vers 14 sê Jesus, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word. Hierdie waarheid beteken dat Jesus moes sterf. 'n Slang wat op 'n paal opgelig was 'n dooie slang. Die slang verteenwoordig al die boosheid wat aan ons harte gekom het. Dit verteenwoordig ons sonde, ons opstandigheid, ons ontevredenheid en ons dors. Jesus neem al ons sonde op hom en sterf in gelowiges se plek. In 2 Korintiërs 5 vers 21 lees ons, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Dit beteken dat God Jesus aan die kruis soos die slang behandel het. Hy het hom behandel soos die sonde behandel moes word. Op die manier het Jesus die straf van die sonde op hom geneem, sodat gelowiges regverdig voor God kan wees. In die derde plek roep God hulle om te kyk. Hoe word die Israeliete gesond as 'n brandende slang hulle pik? Hulle kyk net. Hulle stap nie nader en vat aan die slang of die paal nie. Hulle buig ook nie voor dit nie. Nee, hulle moet net kyk. Om van die sonde gered te word, roep God ons om te kyk. Ons moet kyk na Jesus Christus wat in ons plek gesterf het. Ek en jy kan niks doen om genees te word en gered te word van die sonde nie. Kyk net. Kyk na hom wat verhoog is. Nadat hy ons sonde op hom geneem het en gesterf het, het hy uit die dood opgestaan en die dood oorwin. Hy het opgevaar na die hemel en nou is hy oorwinnaar wat oor alles regeer. Kyk na hom. En wanneer jy kyk, hou aan met kyk. In hierdie wêreld het ons 'n voortdurende stryd teen ons sondige natuur, teen die Satan en ook die sondige wêreld. Maar deur Jesus Christus se verlossingswerk en die Heilige Gees wat in ons werk, kan ons die sonde oorwin. Hou net aan met kyk, hou aan met glo. Die sonde maak dat ons nooit tevrede is nie. Maar deur Jesus Christus verlos God ons van die sonde en die Satan. Hy gee ons 'n nuwe lewe waarin ons hom met tevredenheid kan dien en met hoop kan uitsien na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dank U vir U verlossing. Dankie dat U ons verlos het van die sonde en ons ontevredenheid. En lei ons met U Heilige Gees, sodat ons sal leef soos mense wat tevrede is.
Ons dankie vir u sorg in ons lewens. Ons dankie vir gesondheid en vir die daaglikse werk wat ons kan doen. Ons dankie vir die voorreg om deel te kan wees van u kerk. Ons bid vir wysheid vir die belangrike besluite wat ons moet neem. Gee ons ook wysheid om beproewings reg te kan hanteer. Ons doen voorbidding vir ons vragmotorbestuurders. Seën hulle in hulle werk om kos en goedere vir ons aan te ry. Ons bid al hierdie dinge deur u groot genade alleen. Amen.